Goeiedag julle. Dit is namens my en die hele beleefspan so voorreg om saam met julle na te dink oor wie die Here is en waarmee hy besig is in ons lewens. Nou, ek wonder hoe 'n gemeente sou lyk waar niemand met mekaar vergelyk nie. Dink net vir 'n oomblik daaraan, 'n gemeente waar mense opreg bly en wanneer iemand anders se sukses beleef, dan celebrate jy dit saam met hulle. Daar waar mense mekaar aanmoedig eerder as om met mekaar te kompeteer. Waar elkeen verstaan, ek hoef nie iemand anders te wees om waardevol te wees nie. En dit is die prentjie wat Paulus hier vir ons kom skets aan die gemeente in Galasië. Hy sê, laat elkeen sy eie optrede ondersoek, dan sal hy trots kan wees op wat hy self doen, sonder om hom met iemand anders te vergelyk. Elkeen moet immer sy eie verantwoordelikheid dra. Eugene Peterson sê dit, en julle ken dit hierdie week, doen die kreatiewe beste wat jy kan met die lewe wat God aan jou gegee het. Dink hieroor, hierdie woorde is nie net vir individue geskryf nie. Dis vir 'n gemeente geskryf. 'n Gemeente waar mense geleer het om mekaar op te bou, eerder as om mekaar af te breek. Dit bring ons weer by Jesus se woorde daar in Lukas 19, die gelykenis van die muntstukke. Toe die eienaar terugkom, het hy nie die diensknegte teen mekaar afgespeel nie. Dis besonders mooi. Hy het elkeen gevra, wat het jy gedoen met dit wat ek aan jou toevertrou het? En dit is nog steeds die vraag wat God aan elkeen van ons vra. Nie, hoekom is jy nie meer soos daai ander persoon nie, maar eerder, was jy getrou met dit wat ek aan jou gegee het? En skielik besef ek nie ietsie anders en besonders. Wanneer elke gelowige sy of haar unieke roeping uitleef, dan word die gemeente sterker. Wanneer een dien, word almal geseën. Wanneer een bemoedig, word die hele liggaam opgebou. Wanneer een mens getrou is, ervaar ons almal die vrug daarvan. Dis presies hoe ons die afgelope 2 weke saamgestap het. Ons het geleer om mekaar skoon te was. Ons het geleer om mekaar raak te sien. En nou leer ons om mekaar nie meer met mekaar te vergelyk nie, maar om eerder mekaar te vier. Want dit is hoe 'n gesonde gemeente lyk. Nie 'n plek waar ons almal dieselfde is nie, maar 'n plek waar elkeen hulle unieke plek kan inneem en uitleef. En saam wys ons iets van Jesus aan hierdie wêreld. Kom ons bid saam. Here, wat 'n voorreg om hierdie pad nie alleen te loop nie. Dankie dat U ons aan mense verbind. Mag ons regtig by hierdie plek kom waar ons mekaar vier, mekaar celebrate, vreugde vind en hoe U ons elkeen anders te gemaak het. En mag dit wees dat U ons help dat ons gemeentes gesond sal wees, omdat ons nie kompeteer teen mekaar nie. En dit vra ek in Jesus se wonderlike naam. Amen. Mag elkeen van julle die oorvloedige goedheid en vreugde van die Here ervaar, terwyl jy ander begin vier, eerder as om jouself met hulle te vergelyk. En mag jy ontdek hoe God besig is om iets moois deur jou lewe te herskep. Mag julle 'n wonderlike naweek hê.